Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Les 8, 15 tot 20 Augustus. Die krag van Jesus se opstanding. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die wonderlike hoop wat ons in Jesus Christus het. Terwyl ons hierdie week fokus op die opstanding, vra ons dat U asseblief ons harte en ons verstand mag verhelder, dat ons die betekenis en die krag daarvan dieper mag verstaan. Ons bid en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Sabbatmiddag. Skrifverwysings vir hierdie week se studie. 1 Korintiërs 15, Lukas 24 vers 44 tot 47, Openbaring 20 vers 5 en 6, Kolossense 2 vers 12, 2 Timoteus 1 vers 12 en 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 17. Geheeteks 1 Korintiërs 15 vers 14 tot 17 in die Nuwe Lewende Vertaling. Maar as Christus nie opgewek is nie, sou dit beteken dat ons verkondiging geen substansie het nie en dat julle geloof ook platval. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof waardeloos en is julle nog vasgevang in julle sondes. 1 Korintiërs 15 vers 14 tot 17. Party mense glo nie in die opstanding van die dooies nie. Hoe fascinerend dat Paulus selfs in sy tyd met hierdie sienswyse te kampe gehad het. Neem per slot van rekening in ag dat die destydse mens meer vertroud met die verrykende uitwerking van die dood was as wat die hedendaagse mens is. Antieke mense het gesien wat met 'n afgestorwene se oorskot gebeur, hoe dat die weefsel afbreek en vloeibaar word en daarna tot stof verdor, totdat daar byna niks daarvan oorbly nie. Hulle het dus geweet wanneer iemand reeds 'n geruime tyd lank dood was. Om die waarheid te sê, destyds was die meeste mense langer dood as wat hulle geleef het, in ag genome die kort lewensduur van die mense in die antieke tye, waarskynlik vanweë beperkte mediese tegnologie. Vir hulle was die opstanding net so onaanneemlik as wat dit vir die hedendaagse mens is. Wel, onaanneemlik gesien vanuit 'n menslike oogpunt. Derhalwe was die onaanneemlikheid van die opstanding waarskynlik ook een van die kwessies wat die apostel in hierdie gedeelte van sy skrywe probeer aanspreek het. Duidelikheid oor die opstanding is boonop van kardinale belang vir ons geloof. As Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, is hy nie wie hy gesê het hy is nie. Dan het Jesus se kruisdood ook niks vermag nie, met die gevolg dat ons sondeskuld nie betaal is nie. Wanhoop sou ons lot wees. Gelukkig het ons Here en Heiland wel uit die graf verrys en daarna opgevaar hemel toe en sal terugkeer om ons na ons hemelse tuiste te neem. Hierdie week val die soeklig op 1 Korintiërs 15 en diese leer oor die opstanding van Christus. Onder die invloed van die destyds heersende paganistiese wêreldbeskouing het party Korintiese gelowiges die opstanding verwerp. In respons hierop bevestig Paulus die opstanding van Christus as ons enigste verlossingshoop. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat 22 Augustus.